Ons lewe in die tyd waar ons 'n keuse gaan moet maak. Ons lewe in gevaarlike tye. En ek praat nie van hijackings en messe hou en robberies en ek praat geestelik. Die uurglas is besig om vol te loop. Daar's seker goed wat moet gebeur. Daar's 'n verbond van 7 jaar wat moet gesluit word. Nie na die wegraping nie. Ag, vergeet dit asseblief. Wanneer die wegraping plaasvind, dan val daar sterre uit die hemel uit en daar's geskit en 'n gerammel. En blitse en rook en gaan kyk na 2 Petrus en die ander skrifte. So wat gebeur? Wanneer Jahshua kom, dan kom hy in stilligheid vir sy bruid by sy wederkoms aan die einde van Openbaring 3:22. Hoekom aan die einde van Openbaring 3:22? Dit is die einde van die genadetydperk. Die 7de gemeente, die gemeente van Laodicense. Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, so kan ek aangaan. Die 7de gemeente is die gemeente van genade. Van Openbaring 3, vers 14 tot 22. Hy sê, ek staan by die deur en klop, en as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom en met julle maaltyd hou. Aan watter deur klop hy? Hy klop aan die kerke se deure. Want meeste van die kerke het die deure toegemaak. Binnekant in die kerke vandag, meeste van hulle is spiritual gimmicks. Antikies met vlae wat geswaai word en wye rokkies wat gedans word, rol op die grond, slain in the spirit en roll in the spirit en laugh in the spirit. Al ben jy nie so goed. Al die goed wat in Kanada begin het. Dis spiritual gimmicks. Dis omdat hulle nie meer woord het om te preek nie. Hoekom? Want hulle naaldstringe is vas aan die mag en die baarmoeder van die wêreld godsdienstelsisteme. Daarom roep Openbaring 18 vers 4 uit, kom onder haar uit, my kinders. Want ek gaan haar en haar kinders, ek wil sê haar hoerkinders, doodmaak. Hoekom sê ek so? Want van wie praat hy? Hy praat van die Babyloniese hoermoeder in Openbaring 17 vers 1 tot 6. Die Rooms-Katholieke kerk wat alles beheer. Prof, dis onmoontlik. Ja, die ouens sê die antichrist kom uit Islam uit. Nee, hulle kan nie verstaan nie. Die Bybel sê Openbaring 17 vers 1 tot 6. Sy sit met 'n goue beker, vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van Jahshua wat sy doodgemaak is. Sy is geklee in purper en skarlaken en rooi. Sy is bekleed met goud en edelgesteentes. Wie is dit? Wie dra purper, goud en skarlaken en rooi? Die moslems? Nee, Islam en die moslems dra groen is hulle hoofkleur. Groen, wit en swart en rooi. Dis hulle klere. Nie purper en skarlaken nie. Die dier wat uit die see uitkom, Openbaring 13 vers 1 tot 10. Die dier met die 7 koppe en 10 horings. Die Rooms-Katholieke godsdienst wat die aarde gaan beheer as die antichrist wanneer hy geopenbaar is. Daar's 'n verbond wat gesluit moet word. Daniël 9:27. Gaan kyk na hierdie reeks wat ek doen op die oomblik oor Daniël Botha se leuns wat hy verkondig. Want ek doen 'n studie in opvoeding. Om vir mense wat nog nooit hierdie geleentheid gehad het om na die skrifte te gaan kyk nie. Ek het mos self die intellek om te kan lees en te kan verstaan. En as ek verkeerd is, help my reg. Moenie alleen jy moet toe gaan, nie vat my saam. Ek deel dan met u alles wat ek het. So wat gebeur? Hier's 'n onsigbare naaldstring wat vas is. En ek praat spesifiek in die eindtyd. Hierdie boodskap wat ek gepreek het 46 jaar gelede, het anders te geklink. Hierdie boodskap wat ek 10, 11 jaar gelede gepreek het anders te geklink. Hierdie boodskap wat ek vanaand preek, is totaal anderster. Want die tyd om mooi koekies te bak, is verby. Nie dat ek daar koekies gebak het nie. Maar ons lewe in die tyd van die afval. Die eerste reeks van hierdie preek van Preker van Prof Hannes deel 1. Die afval begin in die kerke, gaan luister na dit. Deel dit met ander.
Vat 'n pen en 'n boek en 'n Bybel, 33, net nie 83 Bybel vat nie. Weet jy of jy weet nie, tussen die 83 Bybel en die 33 Bybel. Die 83 Bybel het 9000 skriftuurlike veranderings. Hy het 18 totale versweglatings. Hulle bestaan nie eers nie, hulle het net uitgehaal. Hoe kan jy dit 'n Bybel noem? Hoe kan jy dit die woord van God noem, soos wat baie mense sê, of die woord van Jahwe? Jy kan nie. Dis 'n geestelike aborsie. Dis wat dit is. Dis 'n verleentheid vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ek kom met 'n aksie al van 1982 af met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. En nou weer in 2012, die 2013 Bybelse uitgekom het, waar meer as 3,5 miljoen mense op internet by petisie geteken het, dat ons die Bybel gestop het tot 2020. Hoekom het ek dit laat gaan van daar af? Want ons is nie geopenbaarde name. In die tussentyd het Jahwe gekom en sy woord kom oopmaak op 'n bonatuurlike manier. As jy meer wil weet oor dit, gaan na my webtuiste, hier is hy reg bo, die internet. Gaan na die webtuiste en klik op hom. Gaan kyk na die artikel, wat noem hy hom? Gaan kyk na die YouTube boodskap, wat noem hy hom? God of Here? Wat noem hy hom? God of Here?